het my bly gemaak en ek so, ek is opgewonde, laat my weer. Maar die Here wil iets doen, die Here is besig met ons almal, hy is besig om ons te skryf, om ons te posisioneer, om ons te slyp, om ons harte uit te sorteer, wat so lekker is, nee. Maar hy is besig met ons almal. En moenie dink vir 'n oomblik dat hy nie besig is met jou, dat hy jou vergeet het, of dat hy, die Here is besig met ons. En hy is besig om iets te doen, hy is besig om ons te mold, soos Laurens gesê het, en ons te vorm, sodat ons al meer soos hy kan lyk, nee. En dis opwindende seisoen vir Suid-Afrika, never mind vir ons hier in Pretoria. Ek dink dit is opwindende seisoen vir Suid-Afrika. Dit voel my die laaste 4 maande is daar hoop wat opgestaan het in harte, wat ek lanklaas ervaar het. Dit is hierdie afwagting van herlewing, hierdie afwagting van die Here wat iets nuuts kan doen. Van daai belofte kom al vir meer as 100 jaar uit die profetiese woord uit oor ons land. Ja? En ek dink is tyd, ek voel is tyd, en ons wil net deurdruk nou. Dit is baie goeie tyd om vas te trap, om net deur te druk en nie net te gaan lê nie, en die Here te soek, met alles in ons, en om net te soek, en om aan te hou soek, en al voel het vir jou moeilik om te soek, hou nog steeds aan. Want dit is waar die deurbraak gaan lê, dit is waar die Here dinge gaan begin doen. En dit wat ek vanoggend oordeel, is iets wat my opgewonde maak, is 'n boodskap wat ek al 4 jaar in my hart het, en baie by die skool of supernatural gedeel het, maar ek het ook nie baie in kerke gedeel nie. En so ruk terug het dit so 'n bietjie begin 'n release kry om daar te kan praat. Maar dit gaan oor die areas van saai en maai, maar dit gaan spesifiek oor finansies vanoggend. Ek praat nie oor finansies, maar ek praat oor finansies. En ek dink een van die beste dinge wat die vyand reg gekry het in die kerk is om ons te kry om nie oor geld te praat. Ek sê eerlik daar, dit is een van sy beste triks geweest, want net nou neem iemand aanstoot en net nou gebeur iets en dit is so 'n klomp nonsens, want daar is soveel vryheid in hierdie gesprek. Want die Here wil ons vry, dis alwaar dit gaan. Ek sit eendag en ek praat met die Here oor hierdie en ek's opgewonde. Ek sit in my kamer en ek bid en ek sê Here, hierdie is amazing. Hierdie kan mense vrymaak. Hierdie gaan die kerk vrymaak. En die Heilige Gees sê ja, dis heeltemal reg. Dit kan die kerk vrymaak en hy staan met my opgewonde en die volgende oomblik voel ek net soos wat hy dit kan doen. En dat was om my te draai en hy sê mense, wie is die kerk? Ek sê, ek ken die antwoord teologies, maar ek wil sê in my kop, partykeer dink ek nog steeds want as jy dink die kerk bedoel 'n instansie se bankrekening maak jy reuse fout, dis glad nie waar hierdie gaan nie. Die kerk gaan oor jou en my. Dit gaan oor my vryheid en jou vryheid. Dit gaan nie oor 'n bediening se bankrekening nie. Ja? Maar as jy vry is van 'n kerk se bankrekening af, wil beter wyk en van ons meer verdien. Maak dit sin? Maar dit gaan nie waar ek vanoggend met jou praat, gaan uit 'n plek uit van 'n journey wat ek met die Here gestap het, van my wat vry geword het in die area van finansies en van saai en maai. Want reg deur die Bybel is saai en maai. Dis die beginsel is van die begin af is daar 'n beginsel van 'n saad wat in die grond gaan en oes. Dis so maklik so dit. Daar's saad en daar's 'n oes. Dis eenvoudig. Dit is nie ingewikkeld nie, dit is nog altyd daar gewees. En die Here se hele hart, sy hele wese was nog altyd, hy was altyd die een wat eers gegee het. Julle weet dit nie. He first loved us and therefore we love him. God so loved the world that he gave his only begotten son. Die Here staan op eendag en voel, man, ek wil mens skep in my aangesig, ek soek verhouding, ek love it, so kom ek skep hulle hele skepping, 'n planeet, aarde met sterre en alles daarin, en wat kan ek doen, dan gaan ek dit vir hulle gee. En al wat ek vra is, ek het dit vir julle gesaai, pas julle dit net op. Just steward it well. Ja? So van die begin af, ontmoet ons 'n God wat sy hele wese is, hy is een wat gee. And we are created in his image and likeness. Hoor julle? We are created in his image and likeness. So soveel as wat liefde deel van jou moet wees, soveel moet vrygewigheid deel wees van jou. Op elke vlak. Of dit nou geld is, jou gawes is, jou tyd, jou effort, dit maak nie saak nie. Maar as dit is wie hy is dit veronderstel is om te wees wie ek is. Ja? Jesus het die grootste geskenk gegee. Hy het homself gegee in sy hele wese vir die aarde. Hy het homself gesaai in die grond so that many brethren can come into his likeness and come to the Lord. Ja? So van die begin af ontmoet jy 'n God wat gee en aanhou gee en vrygewig is en nog nooit ophou gee het. Is jy nie bly daaroor nie? Want ons kon 'n synige God gehad het, ek ken van hulle.
Ek het al die nasies van hulle teëgekom. Dit is baie stynig. Hulle is nogal baie demanding. Staan. Maar ons God is nie so nie. Hy is die ander kant op. Hy sê sacrifice and offering I do not want, but I desire obedience. Reg? Ek begeer 'n oor wat sal luister soos wat my oor is, 'n hart wat sal weet soos wat my hart is en dat sy karakter deur my en jy sal vloei in alles wat ons doen, in elke faset van ons lewe. Reg? Want dis die vryheid wat die Here wil bring in ons almal se lewe in. Ek dink gaan ek my na Lukas 16 vers 11 toe. Lukas 16 vers 11 is vir my een van die, veral toe ek in hierdie journey was, is een van die scarieste verse in die Bybel vir my gewees. Want is die gelykenis van, die Engels praat van the shrewd manager, onthou julle? Baie wat so, eintlik as jy dit lees, dan dink jy, hier is 'n bietjie skelm. Maar dan hoor jy dat Jesus moedig hom eintlik aan en sê, well done, man, jy het goeie werk gedoen, want jy het geleer hoe om te boeker met wat ek jou gegee het, jy het geleer om planne te maak, jy het geleer hoe om aardse rykdom te gebruik en dit te bestuur op 'n manier sodat dit ewigheidswaarde kan begin kry, want jy het ouens se harte gewen deur wat jy gedoen het, hè. En dan gaan Jesus deur daai hele gelykenis en dan kom vers 11. Dit sê, if then you have not been faithful in the unrighteous wealth, in ander woorde aardse rykdom. Dis wat dit is. Hy praat van aardse rykdom. Hy sê, if you haven't been faithful in unrighteous wealth, who will entrust to you the true riches? Nee, van die vertaling sê, het praat van the heavenly riches. Ek het daai versie gelees, en dit is 'n bak yswater wat oor my gegooi is. Want my hele begeerte is, ek wil alles hê wat die hemel het. Ek wil elke gawe in kan beweeg. Ek wil I want to move in the seven spirits of God. Ek wil wonders en tekens sien. Ek wil dooies opwek. Ek wil kan profeteer. Ek wil woorde van wysheid hê en woorde van kennis. Ek wil alles wat die hemel beskikbaar het, wil ek kan hê. Ek weet nog jy sê, maar dis hoe ek gerad is, want ek glo dis die enigste oplossing. Want Jesus het ons gesterf vir volheid, reg? A full inheritance. Dan word alles wat in die hemel is myne as gevolg van die bloed. Maar dan sê hy, if you are not faithful in unrighteous wealth, hoe kan ek jou vertrou met daai ware skatte? Dit het my bang gemaak. Dan want hy kyk met ander woorde na hoe ek hierdie goed hier om my bestuur, my persoonlike finansies, my huis, my alles, en hy kyk na dit en hy sê, ek het dit vir jou gegee, as jy dit nie eers kan mooi bestuur nie, hoe gaan ek vir die hemelse goed losbreek, wat jy so graag wil hê? Dit het my wakker gemaak. There was an awakening van, man, ek het goed waarvoor ek kon vertrou, maar ek besef, ek is nie getrou in iets wat nie ewigheidswaarde het, ek het nie getrou nie, maar ek wil graag iets hê wat ewigheidswaarde het. En hy sê, dis dalk te groot vir jou, as jy sit om hierdie te bestuur. Vir my was dit nie lekker nie, dalk sien jy op wat plek, maar dit is hoe hy met my gepraat. Want, en saam met dit het ek 'n boek begin lees, en daar's 'n man met die naam Loren Cunningham, het jy al gehoord van hom? Hy sê oor YWAM begin het in die 70's. En Loren Cunningham skryf toe in hierdie journey. By the way, kan ek iets sê? Die Here se timing om jou op hierdie journey te sit is altyd sleg. Kan ek dit net gou sê? Dit is altyd sleg. Net om dalk die agtergrond te gee. Ek het 'n goeie werk gehad. Goeie inkomste. Toe begin ek voel die Here trek my in bediening in, en uiteindelik maak ek en my vrou die sprong in voltydse bediening in. Maar ons het nie aangestel vir 'n kerk nie, ons het nie kerksalaris nie. Daar's nie hierdie reuse ministry wat hardloop nie. Daar's nie eens baie uitnodigings nie. Dit is maar net gehoorsaamheid. En ek het R100 in die bank weer. En die Here voel toe, dis 'n fantastiese tyd om met my te begin praat oor saai en maai. En in daai tyd lees ek hierdie boek en hierdie versie kom op en hierdie boek kom op en in daai boek sê Cunningham 'n ding en dit het altyd by my gebly. Hy sê money is like a chameleon. It will always reveal the color of a man's heart. Nie amazing nie? Laat oor geld is soos 'n kleermannetjie. Hy kom sit op jou en hy wys eintlik wat in jou hart aangaan. Want ek het agtergekom in my lewe is daar niks wat so bepalend is, wat so maklik wys uit wat se realm jy uitleef nie. Aardse realm of hemelse realm. Maar geld is een van daai goed wat ek toets soos niks anders.
Want as ek mens elke keer in my lewe stop, as ek op my bankrekening, sou ek niks gedoen het tot vandag. So geld is daai verkleermannetjie wat wys wat se realiteit is veel groter, die woord van hom, wie Jesus is, sy volheid, sy voorsiening, of is hierdie realiteit dit waar ek leef? En ek sê nie, jy moet nie wys wees, jy moet nie wys wees in hierdie ene oor. Maar dit gaan oor 'n realiteit waaruit ek begin leef, en as ek vertrou kan wees hier, dan gaan daai ene oop. En soos daai ene oop gaan, begin die voorsiening en die welvaart van die hemel in my lewe in vloei, en dis waarby hy wil uitkom. Ja? Ek dink so baie, as die pastore my eenkoms gehad met 'n groep pastore uit die townships uit, en ek sal net vergeet, een pastoor praat so, en hy sê, hy dink altyd oor die seentjie in Matteus 14, die seentjie met 5 broodjies en 2 visse. Weet daai mooi storie, wat die vermenigvuldig het en 20,000 is gevoel daai dag. En hy sê altyd, hy lees altyd daai storie, en dan dink hy altyd aan die arme seentjie, wat sy lunch opgegee het. En ek het so nog geluister, dink ek gaan nou nie daar gaan nie, maar daai was weer, nee. Want ek wil jy moet gou aan daai storie dink. Kyk twee goed, kyk gou na die realiteit, die realm waar Jesus uitleef. Ek meen, hier sit 5,000 mense, net man. Dan het ons praat van 20,000 ongeveer, dit is 'n crowd met Jesus. 20,000 mense sit op die berg, tyd vir aandete. Die disippels is moeg, hulle het 'n lang dag gehad, hulle is so 'n bietjie lui, dis ons kan net huis toe gaan. En Jesus sê, nee man, ons eet saam. En dan is dit, okay, ons gaan uitkom, kom ons sê ons het nie geld nie. Reg. En hy sê, maar dit hoort nie vir blind te wees nie, dat hy gesien het fisies gesond maak, ek het gedoop vir die woord in hierdie tyd nou al, ander perspektief te kry. En hier kom 'n seentjie met 2 visse, 5 broodjies, né? En ja, hy het iets gegee, sien jy so? As ek verbeen my seentjie met Frans sy lunch op die van swaar. So iets is in sy hart gebeur, want dit is nie wat ek gaan doen nie, ek gaan net by Tromp op TV aan. Dis dan, hy is nog nie daar nie. En hier kom hierdie seentjie en hy gee dit vir die Here, en punt nommer 1, Jesus staan, en die woord sê, and he gave thanks to heaven. En hy vat die niks, wat in sy hand het, and he starts worshiping his Father. So dit is onmiddellik hierdie realiteit, 5 is die 2 broodjies met 20,000 mense, en hy sit dit in sy Vader se hande, en skielik vermeerder dit, en 20,000 mense eet, en 12 mandjies bly oor. Ek dink jy het 5 broodjies gehad, 2 visse, en hy 12 mandjies vermeerder. He just witnessed the miracle. Hy het nou net die bonatuurlike sien afspeel voor sy eie oë. Ek meen, dit is voorreg wat hy het gevolg van sy sacrifice. Ja? Hy sien dit, my theologie, dit is nie die Bybel nie. Ek dink ons het baie goeie kans dat hy op Jesus geskoot is, terwyl al dit gebeur nie. Ek dink ons het 'n goeie kans dat Jesus om in te trek en sê, nee, kom dit saam met my. So he has an audience with the king. As die 12 mandjies oor na die tyd, en hy het sy land opgegee. In an act of obedience and faith. En minute word 20,000 mense gebless in my woord. Ek dink nog steeds hy is meer gebless as al die ander. En op die manier het Jesus nie ons geëer het, en nie ons gehonger het, en nie in sy lewe geïnvesteer het in ons lewe. Dit is fenomenaal. Dit is wat Gee gedoen het. Reg is dis daai een offer wat iemand bring, en het breek iets oop, en iets verander, helemaal. En jy sien ons grootste uitdaging in die area van finansies, en dit is hoe mense daar praat, hy sê, as jy ongetrou is, if you're not faithful and unrighteous wealth, how can I give you the true riches? Ander woorde, dit is hierdie realiteit en daai realiteit. Ja, en hy sê, as ek in hierdie een nie goed is nie, hoe gaan ek in daai een goed doen? Ek kan nie vertrou met daai een. So, het gaan oor 'n poverty mentality, 'n armoede gees, 'n armoede denkproses, wat in ons ingebore is, vandat jy in hierdie wêreld ingekom het, want die wêreld sê die hele tyd vir jou, dat hou alles, trek alles na jou toe, dit maak dit by mekaar, moenie weggee nie, moenie, jy weet, want dit is vir die wêreld ding, dit is ons getrein is, soos, jy weet, en dit is goed om goed op te pas, maar as 'n plek van, jy moet spaar vir jou ou dag, jy moet spaar vir dit, jy moet spaar vir dat, jy het 'n polis nodig vir dit, en 'n polis nodig vir dat, en teen die einde van die maand, as jy sê, ek weet nie hoe ek gaan eet nie, want die is net soveel polisse wat afgaan, net fout met daai goed nie, by the way, ek haal dit nie uit, ek sê net, maar hoor jy die beginsel,
Dis altyd soontoe, dis altyd vorentoe en ons moet vooruit beplan, maar baie van dit word gebore uit vrese. Nie graag gesien het hoeveel polisse kan jy uitneem lees. Dis fantasties. Van hulle is great. Ek het lewensdekking, want ek kan nie, dis nie die issue nie. Die issue is uit wat uit word dit gedryf en jy kan nie genoeg spaar nie om hierdie ding te laat werk nie. Wat ek bedoel, dis nie hoe dit werk nie. Daar's 'n ander dinamika wat in jou lewe, in my lewe moet inskop van 'n bonatuurlike tipe vloei van geld wat ou nodig het. En as ons dit wil doen, moet ons speel by die reëls van die koninkryk. En die armoede gees, want hoor gou wat sê Spreuke 10 vers 15. A rich man's wealth is a strong city. The poverty of the poor is their ruin. Besef jy dat albei van hulle het 'n probleem. Die ryk man en die arm man. Want die ryk man se issue is sy geld word sy sekuriteit. Besef jy hoe arm is hy? Die arm ou se probleem is nie dat hy arm is nie, but it is the poverty of the poor. Hoor julle? It's not the poor, it's the poverty of the poor. Met ander woorde, die toestand van sy gees. Dis die issue. Is die tekort mentaliteit. Is die daar's altyd te min, daar's nooit genoeg nie. Hoe gaan ek hierdie ding laat werk? Dis die issue. Beide van dit is ewe erg. Albei is 'n armoede gees. Ek het al arme mense gesien wat baie ryker is as baie ryk mense en ek het al ryk mense gesien wat baie vryer is as wat arme mense is. En nie oor hulle geld nie, oor hulle hart. As gevolg van die gees waar hulle operate. Will Johnson sê altyd 'n ding, dan sê hy the solution to greed is not poverty but generosity. Weet jy? Die antwoord vir selfsug en al hierdie wêreldse dinge is nie om arm te moet word, maar nou is dit beter want baie keer mis jy weet ons verstaan hierdie ding verkeerd en dink okay, nou moet almal arm wees. Dit is nonsens. Dit is sy hart vir ons nie. Sy hart is oorvloed, sy hart is abundant. Dis wat die Here vir elke liewe persoon wil hê. Ek glo in my hele hart. En ek's nie 'n prosperity preacher nie, glad nie. Ek hou nie daarvan nie. Ek dink daai ding is verwerp. But that he wants you to prosper is for sure. Maar dit word nie my fokus nie. My focus word out of my prosperity, how many people will be blessed? Baie groot verskil. Uit my oorvloed, hoeveel mense, daai seentjie, 5 broodjies, 2 visse, 20,000 mense word aangeraak in 'n dag. As gevolg van een ou se gehoorsaamheid. Uit jou bietjie of uit jou min of uit jou baie, hoeveel mense gaan geseën word. Maar dis waar dit gaan. Dit gaan oor vryheid. Elke keer wat jy gee finansiëel, jou tyd, jou intellectual property, wat ook al. Elke keer wat ek dit gee, is ek besig om teen 'n stelsel, 'n wêreldstelsel te werk wat sê moenie dit doen nie, hou dit van selfverryking, trek dit na jouself toe. So every act of giving is an act of spiritual warfare. Want jy word los van die gees van die wêreld. Van vrees, van hierdie is my bron, ek het R10, nee, ek het elke sent tel. Versus hoeveel gaan ek gee behoort my eers vir die aksie te wees. Want dis waar die vryheid kom. Dis waar die vryheid kom. Dis jy vry word van 'n stelsel. Kyk. Ek sal net 'n bietjie my doen. Nou, is dit okay nog? En baie ouens wanneer ons praat oor geld. Baie ouens het hierdie ding oor die Martinus se wetjies. En ek was daar gewees van die week. Want ek het na die Here toe gekom en sê nee, ek sal steeds vir die Here my lei. En toe kom ek op 'n dag agter hy lei my besonder min vir die laaste 6 maande. Want ons in die Nuwe Testament ons is vry, reg, wat reg is. Wat beteken alles is syne. Alles is syne, Nuwe Testament. So ons moet pas op as ons daai kaart speel.
Dan sê hy maar alles is syne. Dan sê hy dis great, maar begin net iewers. Begin net met iets. Want ek het so gedink, dis wat ek hier oor kan praat. Ek het so gedink, ek het maar alles die Here se in 'n geval, so ek seker hy is my vra om te gee wanneer ek dit doen. Wat hy doen, maar aan die ander kant van dit ons gee nie maar net omdat dit jou hart is nie. Omdat ek wil gee, omdat ek vryheid verstaan, omdat ek uit sy oorvloed uit leef, omdat ek 'n blessing wil wees. Nee. Dis 'n hele ander mentaliteit. Nou sê ons maar 10de is wetties. Dis en ek wil bewys dat die skrif dit is nie. Want weet jy wat, die eerste 10de is in Genesis 14 gegee, dit gaan lees. Die eerste 10de is in Genesis 14 gegee onder die belofte van Abraham. Daar was nog nie 'n wet na hom nie. Daar was nog nie 'n 10 gebooie nie. Dit was nie daar nie. Abraham het gegaan en hy het daai klomp konings verslaan wat Lot se land gevat het. Onthou julle? En toe kom hierdie interessante karakter met die naam Melchisedek en hy verskyn uit die bloute uit letterlik. Called the King of Salem, the King of Peace, the King of Righteousness, High Priest forever, totdat Jesus kom. Hier verskyn hierdie figuur aan Abraham. Abraham sien hom. Wat doen Melchisedek? Hy bring vir hom in Genesis 14, bring hy vir hom brood en wyn. Verstaan nie hoe hierdie ou uit 'n ander wêreld uitkom. Hy bring vir Abraham brood en wyn en Abraham se eerste reaksie is toe hy die brood en die wyn sien en ek glo in sy binnekant het iets geklik van dis iets wat kom uit my belofte uit van in your seed the nations of the earth will be blessed. En hier staan Melchisedek as 'n teken van the blessing that will come, the bread and the wine. En Abraham se eerste reaksie is hy gee hom 'n 10de van alles wat hy het. Daar's nie 'n wet naby nie, dit is onder 'n belofte en dit is onder iets van hy sien Jesus, hy sien die voorsiening in die brood en die wyn en hy sê, "Man, minstens wat ek kan doen is ek gaan dit gee." Dis nie wetties nie. Ek wil net sê dis nie 'n wet ding nie. Die Here het my hieroor gevra, en ek sê, "Here, dis nie 'n wet, ek wil nie ek sê dit is nie." Dis nie 'n wettiese ding nie. Ek het hierdie goed begin snap, ek begin net draai en dit was so een of twee stories wat ek ook wil deel. Bill Johnson het daai storie nog baie na sy goed geluister. Hy maak 'n stelling, nou dat ek so geïrriteer. Ek is al geïrriteerd met die stelling. Want jy weet dit is waar en jy weet dit gaan nou in jou lyf vat. Reg, en dit is een van daai gewees. En hy maak 'n stelling. Hy sê the only reason you're not tithing is because you don't have enough time. Oh man, en dit was so geruk want ek het die dood is. Ek wil binne sy oë sien wat gaan. Ek sien dit sien. And I said, like, the only reason you're not tithing is because you don't believe that God's going to provide for you. Ek het ook gesê. En hy sê dat hy besig hierdie storie. Die storie gaan oor 'n amazing storie. Gaan oor hierdie reisende evangelis wat reg hierdie met kerke gaan bedien en. En hy kom by die pastoortjie se huis, van 'n jong pastoor, met jong kinders staan en dit is baie diep en baie melk. En die ou praat hierdie aand raak het in die area van finansies, né? En hulle sit om die tafel en eet na die diens by die pastoortjie se huis van die evangelis. En hy sê vir die evangelis, hy sê ek gaan nou 'n belydenis maak. Hy sê dit gaan net so sleg met my finansies en die kerk se finansies wat interessant is. Hy sê dat ek kan net nie veel op hierdie staan nie. My budget maak dit net swak. En ek sê dit van okay. Wat maak jy doen? As ek van nou aan vir die volgende jaar, ek volg nou in die tyd weer terug. Begin met 10de gee. En dan sal jy ooit vasbrand. Enige tyd in die volgende jaar, kan jy my bel en ek sê weer uithelp. Finansiëel, ek sê so. En die ouens is, dit is moeilik daai nie. Nee, dit is eenvoudig. Verstaan, as ek vasbrand, bel ek jou, jy betaal my, jy bel my uit, dit gaan nie moeilik wees. Want dit is die grootste garantie wat jy kan kry. En hy sê dit is reg. Oor 'n jaar kom die evangelis terug en die pastoortjie, hulle sit weer aan tafel en hy sê hoorie, dis amazing. Ek het begin gee en ek het nie eendag nodig gehad om jou te bel nie. Die evangelis glimlag toe en hy kyk op met 'n ernstige gesin en hy sê vir hom, "Why did you need me to promise you something that God already promised you?" Man, het my gerus.
En dan ek het begin met R100 in die bank, ek het weet my vrou. As 'n inbediening, ek het nie sponsors nie, niks. En die Here begin my hierdie goed praat. En ek sit en ek in my hart is dit net dis waar dit gaan, dit is begin verander. En ek sit en ek stap daar Sondag in 'n meeting en ek het goed maar 'n gaste gekry. En ek stap in 'n meeting en niemand se geld is in. Dis 'n paar weke voor die tyd, ek vat 'n groep van 11, God, dit is druk. En ek sit daar en ek het R100 in my hand wat alles wat ek het en ek probeer sê van stede vir ons in die span mee. En ek sê okay, wel, dis nie nice net van net R100 in jou bank, dit is nie so erg nie. Dan het jy anyway niks nie. So wat staan, as jy nou 'n miljoen het en hy sê ja, dit voel so 'n bietjie dit. En ek gee die R100 vir my spanlede. En iets begin gebeur. Ek het dit die Sondag, die Woensdag is my hele span se geld in. Plus ek het genoeg geld om 2 ouens te kan vat wat nie is ek het plans nie ook nog vat. Soveel geld het ingekom. So vir die Here gegee. Want een offer het iets oopgebreek voor 'n span. Ek het getoets met my aanddiens wat gestaan in baie jare terug. Die aanddiens is financieel shocking en het kom te denke. Toe begin ek 'n week, 2 weke na mekaar, het ek radikaal gegee. Toe begin my aanddiens finansies los. En ek sê, as jy wil sê, it's worthwhile. En jou gee kan iets losmaak in die gees vir 'n groep mense. Dis 'n deurbraak ding. En daar is tyd vir my. Toe begin ek gaan en ek sê, okay Here, jy weet ek is arm, jy weet ek is brood, ek gaan R50 doen, ek het dit gedoen, jy weet die 10de was, ek het net omsien, ek sê, ek gaan R50 doen, ek gaan R50 doen. Toe begin ek goed groei, toe het ek sê, okay, hier is nou genoeg gekry, so ek kon net so 'n bietjie van 'n konstante bedrag, en ek begin 'n 10de gee. En die interessante ding wat my gebeur het, is omdat daar understanding gekom het. The Bible says, above all things, above all that you desire what? Understanding. Want toe insig kom, dit is daar joy wat begin loskom in my binnekant agter dit hier. Voor lang terug was dit van hierdie pynlike ding gewees. En as hy sê, he loves a joyful giver, en dit kan nie weer dit is van in lag vir self en dit kan weer 'n conviction of the heart. Staan 'n oortuiging van die hart. Jy kan lag dit en sukkel kom. Maar dit gaan oor iets wat in jou hart loskom. Van man, I can be a blessing. Dit is R100. Dit is crazy. Ek het R100 in die bank. Dis dit. And I gave R100 and 40, 50,000. R50,000 het losgekom in 3 dae se tyd. Dit is joy. En ek kon die instrument wees vir dit loskom. Verstaan jy dat? Want die dinge, ek love die bonatuurlike, ek love bonatuurlike, ek love die bonatuurlike, dit is wat ons gemaak is, waar jy elke keer in die vertrek, jy born again, wat jy gemaak het, ek wil dit in elke plek van my lewe hê, ek wil dit in my geld hê, ek wil stories sê, waar Jesus sê, hy Petrus, laat het met die vis, want binnen die vis se mond is al belastinggeld, van al dit geld uit, ek soek sulke stories in my. En die enigste manier hoe jy het gaan kry, is when you're faithful with unrighteous wealth. En hier is die crazy ding. Hoe gee ek 10%? Hy sê my, gee 11. Dit is okay. En oor 'n jaar hou hy aan om dit op te stoot. Luister vir ek verdien 'n klein salaris van 'n kerk en dit is nie ek verdien 'n salaris by ons kerk wat 'n derde van my inkomste is. Ek leef in geloof al vir 5 jaar. Almal leef in geloof waar dit almal leef in geloof waar dit is. Die besigheid is soos my vriende sê, die besigheid word jy elke dag werk is wag op. Ek verstaan maar ding jy verstaan maar maar vir 5 jaar is dit my storie. 5 jaar, 3 kinders later. Ek het nog nie een keer in 5 jaar 'n debietorde gehad wat het nie. Nie een keer nie. Ek raak nie, ek getuig jou. Want dit is ridiculous. Elke einde van die jaar moet ek my finansies inskryf, maar ek kan net op finansies inskryf, maar boekhouing.
Elke jaar dalk net terug en ek kon lekker die afstaan nie, maar dit weer deur. Dankie. Ek kon dit nie môre doen. Ons is nog elke keer doen. Die Here sê vir my as jy net meer hou aan die persentasie druk. Op 'n stadium wat ek gegee wat ek nie kon verstaan om te kan gee vir ons my budget net waar dit is. Mission is sonder. Jy het ondersteuning van mense, baie mense harte. En hy doen dit met my. En ek kan ons van mense bless. Die grootste pret wat op my is om vriende vir die kerk te kan gee. En dan 'n mission te begin inslaan. En dan in hierdie ou, ek ondersteun pastore, ons ondersteun weeskinders. Ek het nie grootste huis nie. Maar ek het niks nodig nie. I'm so satisfied. I'm so provided. Maar dit al swaar gegaan verseker. Maar he's never failed me. Nog nooit. Nog nie een keer. Ek sit nou met 'n trip, nou sit ek in Thailand, nou is baie geld. Dis baie geld wat ek moet reis. My spanlede sorg vir hulle self. Jy weet, dan is dit funny, dan met daai ou bedrag reis en ek sê, man, dis awesome, maar ek sien hulle stres, want dit is so mooi, hulle is nou in hierdie journey. Dit is so lekker om mense te sien op hierdie journey. So, jy gaan nie jou eie geld gebruik, nie vir die Here. Dis nou hoe dit nou gaan. Dan doen hulle, dan kom die Here se geld en dan sê ek, man, baie gaan dit is ek vertrou 10 keer wat jy vir elke trip. Dan sit ek in Thailand. En dan moet ek die volgende dag my hotelrekening betaal, dis nou hierdie. Ek betaal die hele konferensie, ek betaal vir almal om te kom, almal se opleiding betaal ek, so dis hoe dit werk. Hier sit hierdie ouens, ek vir die volgende dag koop ek R15,000. Ek het dit nie. Ek het nie 'n kredietkaart oor nie, is max. Alles is in die rooi juis as gevolg van hierdie ding want ek kom net in. Ek stap na die bank om te gaan geld trek en ek sê ek weet nie wat hierdie gaan doen. Hoe gaan ek hierdie ding fix môre? Dit is net staan. Ek het dit nie. En ek stap na die bank en soos ek na die bank toe stap, kyk ek gou my foon vir ou laat 3:00 in die middag. Ek moet staan ek moet na die tol te begin betaal. Dit is Vrydagmiddag môre. Begin sy kyk, hier kom die eerste geld van R10,000. Weet jy waar, ons het nie geld vir Thailand ingekom, 'n maand terug, dit is al 3 maande terug, maar ons steeds geld nog nie gekry. Maar die Here, He will not let you down. Hy gaan jou nie steek laat nie. Ja? Dis net nie hoe hy werk nie. Dit mense sê, hier is 'n ander ding wat ek wil sê, maar mense sê baie keer, maar you cannot outgive God if all this way. You kan nie die Here, I disagree. Ek sê nie met die saam, want ek het dit al gedoen. Ek het na 'n plek gegaan wat ek arrogant geraak het, en ek het die belydenis ingekry, waar ek arrogant begin raak het en die Here se voorsiening in my lewe. En weet jy wat gebeur? Ek dink kom ons gee nog, maar die net tol moet doen. Jy mag die persentasie nog doen. Toe na 3 maande toe kom ek vrou na my toe raak en ek sê dit is ongelooflik en ons suffer as gevolg van ons verander dit. Ek gaan terug na wat ek net gesê het, weet jy wat? Stabiliseer die hele ding. It's obedience I desire. Sacrifice and offering I do not want, but it's obedience. Ja? En het gaan weer begin. Die Here is getrou in hierdie. Toe ons begin in bediening, het ek skuld gehad. Ek kon nooit uit my skuld uitkom nie. Ek kon nooit uit my kredietkaart skuld uitkom terwyl ek 'n werk gehad het. En ek het 'n goeie werk gehad, goeie inkomste. En ek het 'n vrou kinders gehad. Ek kon nie uit my skuld uitkom nie. Tot ek voltyds in bediening inskryf en begin gee. Toe kom die Here in een dag met al my skuld af. En van toe af het ons nooit weer gehad nie, net as ons so met die oorgang. Ons nooit weer skuld. Want die Here wil ons vry hê. Wanneer ons met sy reëls begin speel, is blessings daar kom. En ek wil nie pressure is dit nie, in my hart. Hierdie gaan vir my oor vryheid. Dit gaan oor ek is vry. Ek sê ek word al die vry. Elke keer wat ek doen word ek vry en my geloof begin al hoe meer groei in sy voorsiening. Ek weet ek gaan weet maar eers kom hoor en ek beweeg van hierdie ding weg. Dit is waar dit gaan. Ek wil nie gebonde wees aan 'n wêreldstelsel nie. Ek wil nie gebonde wees aan al die goeie is so ding. It's about freedom. En hy wil dit vir elkeen van julle hê.
ek het 'n vriend, sy naam is Tiaan, ek stel dit vir jare, ek het my vyf vriend. Want Tiaan is 'n elektroniese ingenieur. Baie goeie werk, baie goeie salaris, maar I love die Here. En toe eendag toe Mona by die Here, want hy baie sending vriende. En baie van, toe Mona, hy sê, Here, hoekom kan ek nooit stories hê soos my sending vriende? So hulle was honger aan daar steek op by die huis, weet al daai tipe getuienis wat jy eintlik irriteer, want jy is ook my is wat ek dit salaris, en verstaan jy, dis die blessing van die Here dat jy dit het, dis hoe dit werk, wat jy moet doen. En hy moan by die Here, en hy sê, Here, ek wil ook soos stories hê. Nou wie weet, daai is baie dom gebed. Okay? Daai was onverantwoordelik, reg? En hy sê, hierdie gaan goed wees. Nou ek net vertel, hy sê, en hy bid so vir 2-3 dae moan, en die een oggend staan hy weer op en hy moan weer oor, en die Here sê, hy Tiaan, maar jy kan sulke stories sê. En hy sê, hoe Here? Hy sê, gee net volgende maand die Here salaris weg. En hy sê, en weet jy wat? Tiaan is nie gehoorsaam. En hy doen dit toe. Hy gee sy hele salaris weg. En Tiaan sê, hy is in sy lewe nog nie so baie genooi vir ete soos in daai maand nie. Koevertjies geld, wat net by sy huis uit opdaag, en hy weet nie hoekom die laaste jaardag geskenke, en ek weet nie wat alles nie. Dus daar is vryheid. Daar is vryheid. Ja? Hy wil ons vry hê. Ek, imagine vir 'n oomblik, imagine vir 'n oomblik, ons is skuldvry, almal moet dit kry. Ja? En ons is so vry, dat ons op 'n plek kan kom waar ons 50% van ons inkomste kan gee. Kan jy net dink wat 'n effek ons kan hê in die wêreld? Hoeveel siele ons kan bereik, hoeveel arme mense ons kan aanraak, hoeveel weeskinders ons kan bedien, hoeveel kerke ons kan plant, kan jy imagine, as ons so vry kan kom, dat almal 50% kan gee. Imagine dit. Verstaan, dis my droom, is ek is nie soos, ek probeer nie met die minste wegkom nie, ek is soos, waar kan ons nog? Verstaan? Imagine 50%, imagine ouens soos Colgate, wat op die einde van hulle lewe 90% van hulle inkomste weggegee. Hewlett Packard dieselfde, ouens wat dit begin het, Hewlett en Packard. R.J. Letourneau, 90% van sy inkomste weggegee op 10% geleen. En sê ons, ja, maar hy het baie geld gehad, nee, hy het dit begin. Hy het begin met die R100 in sy beurs. Ek wil vir hierdie sê, ouens sê baie keer, maar my begroting laat dit nie toe om te begin. As ek sê nee, dan is versigtig hier, ek wil nie oorgif vir my. As gee jou eerste prioriteit is, dan gaan jou begroting altyd toelaat. Dan gaan jy 'n kleiner kaart koop of minder uitgee, because it's a priority in your heart, because it's worship. Wat ek sê, ek weet nie uitkom nie, ek sê net, ons bedoeling reg kry, and it's worship. Dis iets wat ek vir hom gee. Dis my manier om te sê, ek glo in jou voorsiening vir my. Ek glo jy vir my versorg. Jy kan ek bemoedig aan en sê, dis 'n journey. It's not fun. Dis 'n journey waarop ou gaan. En maar begin het. Dalk is van julle al ver in die journey af kos en vra of jy verder kan gaan. Dalk moet jy begin op daai journey. Fantasties, begin. Begin met 50 rand. Begin net iewers. Begin journey. En begin sien hoe hy voorsien en sien hoe hy vir jou sorg en sien hoe hierdie ding werk en sien hoe dit moontlik is. Ja? En sien wat se vryheid dit in jou lewe begin bring. Die Here is so getrou in hierdie area. Hy is getrou en hy sorg vir ons en hy's daar. Ja? Persoonlik glo ek is vir my, wat kan ek dit deel? Persoonlik glo ek daar's 3 areas waarna mens graag sou wou gee. Hoe ook al dit lyk in my seisoen. Goedere, geld. Maar ek glo finansiëel dat dit vir my 'n prioriteit. Nommer 1 is in die kerk, is belangrik, die plaaslike gemeente, mission en die armes in die wereld. Nee, dit is ek weet dit is hy sê oor en oor, hy sê, when you give to the poor, it's like you must have learning aan God. Jy dink dit is 'n goeie doel. As God jou skuld, ek dink dit is 'n goeie doel as God jou skuld. Ja? Dis die tipe wat altyd kan terugkom. Met rente. Dis wat die Here wil doen. En baie keer is dit wat nice is van as jy in 'n kerk is waar daai 3 goed in elk geval gebeur. So dan gee jy
Verstaan jy? So jou hele team dat van reeds in daai areas is. Maar dis die ding, nie almal kan op die veld wees altyd nie. Nie almal kan altyd betrokke wees by 'n projek en met musiek en dit en so. Want en jy mag iets los en jy's deel daarvan net soos jy iemand anders is, want jy het saad in die grond. Ek het saad in die grond van ander nasies. Ek het saad in die grond van weeskinders. Ek het saad in die grond van ander bedieninge, by the way, wat ek so diep love en dit doen iets in my lewe. Ek het saad in die grond van kerke waar ek betrokke is. En there's a reward that's going to come. So ek weet die Here wil iets hieroor doen. Hoor gou hierdie Psalm. Psalm 67 vers 1 tot 3. Dit is heel interessant is hier, want dit eintlik oor evangelisme, maar het gaan oor geld. En ek wil net gou iets sê. I say, may God be gracious to us and bless us and make His face to shine upon us. That your way may be known on earth, your saving power among all nations. Dus ek het nie die hele Psalm nie. May God be merciful and blessing. May His face smile with favor on us. May your ways be known throughout the earth, your saving power among people everywhere. May the nations praise you, O God. Yes, may all the nations praise you. Let the whole world sing for joy, because you govern the nations with justice and guide the people of the whole earth. So hier gaan dit oor die nasies, dit gaan oor uitbeweeg, dit gaan oor sy krag, sy weë wat geken word oor die hele aarde, maar dit begin met my God bless us. Dit begin met die seën van die Here wat hierdie release oor die wêreld gaan bring, van mense wat gaan sien dat hy is anders, dat hulle gaan ons lewens kyk en sien ons blessing. Ons is vry. Dan gaan dit aan, hy sê, may the nations praise you, O God. Yes, may all nations praise you. Then the earth will yield its harvest, and God, our God, will richly bless us. Yes, God will bless us, and people all over the world will fear Him. Is it amazing dat die seën van die Here op ons gaan maak dat die nasies hom vrees? Die seën van die Here op ons lewe, die oorvloed, die voorsiening, die welvaart, liggaam, siel en gees, gaan maak dat die nasies na ons kyk en sê, man, die ouens is anders. Wie is dit voor? Hoekom is hulle so voorspoedig? Hoekom gaan dit so goed met hulle? En dan kan hy begin getuig oor, maar dis nie waar. Ons is vry. Ons is vry, want ons het geleer gee. Ons is vry, want ons geleer om vrygewig te lewe. En dit maak ons anders. Dit maak ons regtig anders. Vrygewigheid is wie hy is. Dis hoekom ek dit wil weet. Ons gaan terug na die hart toe. Hoe alles wat ek nou gesê het, bly by die punt. I want to be like him. Ek is soos hy weer. Ek is gemaak om soos hy te wees. Hy het my ontwerp om soos hy te kan lyk in elke fasiet. Hy het my gemaak sodat ek 'n seën kan wees vir die wêreld. That I can be a blessing, that I can set people free, that I can, in every way. Wat Jakobus sê op die stadium, hy sê, it's great enough for the preek, maar dan loop jou arm en honder weg. Wie gaan iets aan dit doen? Ja, ons het hierdie joy om dit aan deel wees van dit, deur hierdie apostel van ons lewe. Ek wil bemoediging. Ek wil encouraging dit. Dit is 'n persoonlike journey. So dis wat ek graag oor praat. En ek sit nie net op jou nie. Dit is my journey. En dit is 'n journey vir jou. Hoe gaan jou journey wees? Waarheen kan die Here jou vat? Nou, dit is ek streng dat eendag gesê het, maar ek sê, man, Henk, weet jy hoe meet ek my welvaart? Kyk aan hoe ek kan weggeef. 'n ander manier van dink, dit is nie. Dit is 'n ander manier van dink. Dit is 'n ander manier van kyk na dit. Want hoekom? Want ek verstaan as goed het gesê, I will never leave you, I will never forsake you. Die meer as genoeg word, El Shaddai. Hy is El Shaddai, die meer as genoeg word. Die wil provide.
He wants to bless you. Ek wil bonatuurlike stories met finansies. Dis die lang. And I've had this. And I love it. And ek wil nog hê. En ek besef hierdie journey is vol van dit. You want the supernatural, play by the rules of the kingdom. It's not the secret. As jy die bonatuurlike in jou lewe wil inbring, speel by die reëls van die kingdom. Dis die plan. Ingedoen, gaan ek hierdie journey doen. En ek is waardelik van verander in jou lewe. En dit is nie arrogant, dit is nie die Bybel. Aan die 8:4, hy sê, toets my hier. Aan die 8:3 of 4, toets my hier. En kyk of ek nie die hemel vir oopmaak. Toets my aan dit. Dis die Here se belofte. Toets my, ek gaan vir jou sê. So ons is selfversekerheid wanneer ek oor praat en ek maak. Ons het 'n laaste storie. Ons het 'n paar kerkies in 'n vlakkamp geplant. Arm. Daar's nie dood in die water nie, daar's krag hier daar's net. En die pastoor het saam met my gesê en jy moet hulle meer gee. En Afrika se mense van steeds baie 'n bietjie moeilik. Hulle sal vir die mandjie voor neersit en dan kompetisie hou oor wat 'n mandjie na die meeste in en ek het 'n groot probleem met dit. Hulle forceer die ouens en dinge wat afgenoem is. En eendag vra familielid, hy sê maar hoe kan jy dit vir hulle sê? En ek sê onthou as ek dit nie doen nie, ontneem ek hulle. Ek ontneem hulle van 'n voorreg van die Here se seën op hulle lewe wat hulle nie leer oor nie. As ek hulle nie leer oor saai. Maar dis hoe die Here werk. If I don't do it, ontneem ek hulle van nie. Dis nie van die mense wat praat nie. Want net ek kry iemand aanstoot, ek sê nee, hy wil nie eens oor praat nie want hy weet die feit dat in die lewe is. Hy weet dit. Ja? Daar's vryheid in hierdie gesprek. Daar's vryheid in hierdie proses. En dit is wat ons wil. For freedom, Christ has set us free. For freedom, Christ has set us free. Daar's vryheid wat kom. Ja? Kom ons staan saam. Kom ons staan saam. Ja, ek bid vir elke persoon. Ek trek net in die hande so uit. En ek bid vir elke persoon in die vertrek. En Here, my begeerte is dat daar nie 'n stukkie oordeel op iemand sal sit of niks nie. En dit die freedom wat minister. En dat vryheid sal bring in die harte. Dit is die joy of giving. Met 'n opgewondenheid oor vrygewigheid wat van loskom in elke persoon se hart. If you want your church to be free. U wil hê ons moet vry wees. You desire freedom for us. En soos wat ons vry word, gaan kerke vry word. Gaan kerke vry word, instansies vry word om te doen wat hulle moet doen. But it begins with us. Dit begin met ons. If we are blessed, churches will be blessed. If we are blessed, the poor will be blessed. If we are blessed, souls will be won. So Here, ek bid vir daai vryheid om los te breek in elke hart, Here. Here, begin 'n journey met ons. Journey met ons. Here, ek wil bid dat ons op plek kom waar ons 50 en 60 en 70% kan weg. What a blessing, man. Hoe amazing sal dit wees. Here, mag ons op daai plek kom waar daar so voorsien word vir ons, waar daar soveel wysheid is dat ons daartoe kan gaan. Dis die begeerte van ons harte. Maak ons vry, Here. Ek bid vir ouens wat vanoggend sit. Ek wil sommer vra, steek my jou hand op. Ek voel die ouens wat sit met 'n skuld ding as gevolg van finansiële besluite wat jy geneem het. En jy het 'n besluit geneem, dalk 'n besigheidsbesluit, dalk was dit net 'n onwyse besluit. Dalk was dit 'n besluit waar iemand jou erg verneek het, maar dit het ontsaglike skade gebring in jou familie en in jou finansies. As daar seker mense is wat ek het baie net gou vir my. Baie net laat ek in die regte plek kry. Ja. Ek moet onthou net there's redemption. Onthou redemption, verlossing is 'n finansiële term actually. Dit is nie opgehou nie en hy kan dit herstel. So ek wil jy steek vir my hand wees so op. Hou jou hand op, kyk gou om jou. Sit van jou hand op die persoon langs jou. As jy iemand sien met 'n hand op, wat moet gaan na hulle toe? Leg 'n hand op, maar nie dat iemand alleen wees nie. Dan kom ons bid gaan net vir hulle. Het almal 'n maatjie nou? Ja. Kom ons bid net saam vir hulle. Bid sommer net soos wat jy wil. Maar Here, ek kom in Jesus naam en ek breek skuld oor hierdie situasie.
Ek breek die effek van dit in die naam van Jesus. En ons verklaar die bloed oor elke persoon. We release jubilee over everyone, Lord. En ons sê in Jesus naam, it is the year of the Lord's favor. Dit is die jaar van die Here se guns. En ek bid vir 'n herstel, ek bid vir 'n 10voudige herstel van alles wat gesteel is in Jesus naam, Here. Here, ek bid vir deurbrake wat vinnig sal kom. Vinnige deurbrake, vinnige oop deure, vinnige tekens dat dit kan inbreek en mense net gaan begin losmaak in die naam van Jesus. Here, breek skuld, breek aanklag nou oor elke persoon en mag die vryheid net nou inbeweeg in die naam van Jesus. Here, ek bid vir ons as 'n groep, bid ek Here, ek bid vir finansiële deurbraak, Here, ek bid vir goed wat sal loskom, Here, mense wat vertrou vir goed verlang, kontrakte, werk, geleenthede, wat dit ook al is, Here, net die seën, bid ek net vir goed wat sal losbreek in die naam van Jesus, Here, in die naam van Jesus, Here, vrykom vandag. Dankie dat U met ons praat, dankie dat U my en sy juk is sag en sy las is lig. So as hy iets vra, dis sag en lig. Kyk gou vir my, julle moet dit doen. Sy juk is sag en sy las is lig. So as hy dit vra, is dit sag en lig. Weet jy nie? Dit voel dalk nie so, maar dit is, want dis wie hy is. Ja, dankie Lord.